klaar met die hoofstuk Matteus 5, of die hoofstuk 5 van die boek van Matteus, en ons het nou lang stil gestaan op hierdie bergpredikasie van Jesus, en ek het laasweek genoem, dat as ons laasweek se boodskap vat, en ons vat vandag se boodskap, en ons pas dit toe in ons lewens, en ons maak dit deel van ons lewens, en ons doen actually dit wat Jesus hier sê ons moet doen, sal daar herlewing plaasvind. Nie net in ons eie lewe nie, maar in die lewe van die mense om ons, in ons gemeenskappe en in die wêreld. So ek wil graag vandag die laaste gedeelte van Matteus 5 met julle deel, en dit is nie baie lank nie, dit is net 'n paar verse. Jesus gaan aan, en hy sê die volgende: Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jy moet jou vyande haat. Dit is gesê, en dit is beoefen, en toe Jesus het gesê, het die ouens dadelik geweet waarvan hy praat, want dit was die norm van die tyd. En jy is lief vir die mense wat die naaste aan jou is, maar jy haat die mense wat jou probeer skade aandoen. En dan kom die grootste curveball, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy gaan aan en hy sê, hy laat immers sy son, van wie praat hy? God laat immers sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor die wetsgehoorsaames en die wetsverbrekers. Iets moet jy in jou hart nou bietjie krap, nee. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning. Maar maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie. En dan sluit hy af met 'n baie kragtige stelling, en hy sê, wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. In hierdie paar verse, hoeveel is dit? 5 verse, sê hy 'n paar verskriklike, kragtige goeders, wat ons as mens sekerlik maar die meeste mense kom. Is dit nie so nie? Alles wat julle nou gehoor het, is dit nie maar goedjies wat ons nie sukkel nie. So kom ons kyk, kom ons pak ons so vers vir vers. Vers 43 en 44 sê hy, julle moet nie net julle naaste lief hê nie, julle moet almal lief hê, en julle moet vir almal bid. Jesus roep ons om sy karakter te openbaar. Hy roep ons om liefde en genade aan almal te openbaar, nie net aan die wat ons goed gesind is nie. Dink gou so hieraan, meeste mense wat ons goed gesind is Christene. Het ons nodig om 'n Christen te bekeer en by Jesus uit te bring? Nee, want hy ken klaar Jesus, hy het klaar 'n verhouding met Jesus. Maar ons vyande, die mense wat teen ons is, die mense wat nie saam met ons werk nie, dit is meeste van die tyd ongelowige mense. Want 'n ongelowige kyk na ons en hy sê, ek haat jou, want jy het iets wat ek nie het nie, en ek is kwaad vir jou, want jy het iets wat ek nie het nie, en ek soek wat jy het, maar ek is net te deurmekaar om te weet wat dit is, so ek gaan teen jou werk. So Jesus kom hier so en hy sê, ouens, ek het gekom om die wêreld te red. Ek het gekom om die wêreld te transformeer. En dit kan nie net gebeur om die naaste lief te hê nie. Dit moet gebeur deur om almal om ons lief te hê. Ek vra die vraag hierso, hoekom moet ons vyande lief hê? En ek lees in die week, lees ek 'n boek, juist oor hierdie ding, en hierdie ou William Powell Tuck, sê die volgende, en hy som eintlik hierdie hele ding van, hoekom moet ons vyande ook lief hê, soos wat ons naaste lief hê? Hoekom moet ons almal lief hê, soos wat Jesus lief het? En hy maak hierdie stelling, hy sê, no prostitute was ever changed by someone treating her as a prostitute. No thief was ever changed by someone treating him as a thief.
An enemy is not changed by our treating him as an enemy. Love is the power that can convert an enemy into a friend. Hier kom Jesus en hy sê, ouens, as ons vyande hanteer, soos wat ons vyande ons hanteer, hoe gaan hulle ooit my leerkie? Daar is geskrywe, en julle verstaan dit is hoe dit werk, maar ek kom en ek sê, hier is iets niets. Hier is 'n nuwe manier van dinge doen. Ons is hier om die wêreld te transformeer. Ons is hier om die familie van God te groei. En ons kan dit net doen deur om my liefde, my genade, my manier van dinge te doen. Ons kan dit nie doen deur om te retaliate en te sê 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n skouer vir 'n skouer, wat het ons laasweek oor gepraat nie. Geen prostituut gaan ooit verander as jy al bly hanteer soos 'n prostituut nie. Selfde met 'n skelm. Selfde met 'n ou wat nie in Christus glo nie. Wat help dit jy is mislik met hom die hele tyd? Openbaar die liefde van Christus. En hy gaan iets ontdek wat hy nog nooit tevore in sy lewe gesien het nie. That's the power of love. Dan in vers 45 maak Jesus dit duidelik. God tref nie onderskeid nie. En dan vra ek die vraag, hoekom moet ons dan onderskeid tref? Hy maak die stelling, hy laat dit reën oor die regverdige, die geregtige, en hy laat dit reën oor die ongeregtige. Hy laat die son tog opkom oor almal in die oggende, nie net oor 'n paar mense nie. En hier wil ek nou vir 'n oomblik stil staan. En ek het nou weer hierdie week, ek kan maar na die volgende slide toe gaan. Ek het nou weer hierdie week, laasweek, van verskeie areas af, baie videoetjies gekry van die profete van die week, wat nou weer baie stellings gemaak het oor die vure wat op almal se lippe is. Nou ons almal weet seker nou van die vure in Kalifornië, die hele provinsie brand af, of die hele staat, wat mens dit, brand af, en nou staan mense wat sê, ja, dit is God wat hulle straf, want hulle het ons nou by die Golden Globes God gespot. En dan is dit nou weer, ja nee, dit is God wat nou weer hulle terugkry, want dit is 'n goddelose plek. Alright. Maar tog sê Jesus, God laat die son skyn oor die geregtige en die ongeregtige. Hy laat dit reën oor die geregtige en die ongeregtige. Kom ons hoor net gou-gou 'n storie waar Jesus al hierdie ouens wat hierdie stelling maak, wat sê God straf nou Kalifornië, waar Jesus dit nou teengaan. Kom ons lees gou-gou. Is net 5 verse, Lukas 9 vers 51 tot 56. Ons lees dit. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart nader kom, was hy verbasend, vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en by die Samaritaanse dorp aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Hy sê die Samaritane het nie van hom gehou nie. En dis hoe dit was, jy weet, oog vir oog, vyande, haat vyande. Toe die disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig. Maar Jesus, het omgedraai en hulle tereggewys. Hulle het toe na 'n ander dorpie gegaan. Jesus se hemelvaart het naby gekom. So Matteus 5, die bergpredikasie, het nou al 'n rukkie terug gebeur, waar hy gesê het, julle moet almal lief hê. Hier kom sy disippels, hulle het dit gehoor, hulle het dit beleef, hulle het 3 jaar saam met Jesus geloop, hulle het gesien hoe hy dit doen. Hier kry hulle 'n bietjie teenstand en hulle sê, ja, maar kan ons nie nou maar vuur uit die hemel uit laat neerkom nie. En weet al in die Ou Testament is so 'n storie van Elia. Né? Vuur uit die hemel, die Baal profete, almal is vernietig. Sodom en Gomorra. So kan ons nie dieselfde doen nie, want hulle verwerp jou. En Jesus het hulle tereggewys. Ek kan nie imagine wat hy gesê het.
Ouens, reg? Hoe lank is ek al met julle? Julle sien al vir hoe lank wat ek doen. Ek tree anderste op as die norms van die wêreld. Nou wil julle wragtig dit nou weer gaan staan en doen. Nee man, kom nou. Ons is verby dit. Ons lewe nou in 'n ander bediening. In 'n ander bedeling. Liefde, genade. Ons moet hierdie mense volgelinge van my maak en ons kan hulle nie volgelinge van my maak. As ons nou vuur uit die hemel uit laat neerdal en die dorp vernietig nie, dan is hulle kans verby. Kom ons gaan aan. 1 Petrus 3 vers 18 skryf Petrus hierso: immers ook Christus het eens vir altyd vir ons sondes gelei. Goeie plek om amen te sê, want dit is van jou op toepassing. Hy het eens en vir altyd vir jou sondes gelei. Die regverdige ter wille van die onregverdiges. Jesus was die regverdige. Hy het vir ons almal gelei wat onregverdig was, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Jesus het gesterf vir die sondes van die wêreld. Jesus het gesterf vir die ongeregtigheid van die wêreld. Daar is 'n nuwe manier hoe God dinge doen. Hy laat dit reën oor die regverdiges en oor die onregverdiges. Hy laat die son opkom oor die regverdige en die onregverdige. Weet jy wat? Hy laat dit goed gaan met die regverdige en die onregverdige. Maar nou kom ons en ons stuur video's aan van ja, God straf. Weet jy wat, daar gaan 'n straf wees, die oordeelsdag. Jesus kom terug en hy gaan oordeel. En dan gaan al hierdie mense wat God spot, wat God nie wil volg nie, wat sê God bestaan nie. 'n Vriend van my het nou weer 'n nuwe stryery aan oor die drie-eenheid. As ons sê Jesus, God en die Heilige Gees is een, dien ons 'n demoniese God. Hy gaan al daai mense, gaan hy by die oordeelsdag vat en sê, julle het julle kans gehad. God werk nie meer met wraak nie. Nou sê die mense, ja, maar wat van Sodom en Gomorra? God het tog die stad vernietig. En dan wat van Romeine 1? Want in Romeine 1 praat ons ook van God wat straf. Kom ons lees gou Romeine 1 vers 24 en 25 en dan herhaal Paulus hierdie stelling nog 2 ander kere in Romeine 1. Hy sê, daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te oneer. Hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen. Hier kom mense en sê, ja maar in Romeine 1 straf al die mense. Nee, al wat Paulus hier in Romeine 1 sê is, weet jy wat, God sê, julle wil tog nou graag doen wat julle doen, so gaan aan. Ek gee julle self oor aan julle eie begeertes, doen wat julle wil en betaal julle self die prys vir julle eie ongeregtigheid. So julle wat so lief is daarvan om geld na te jaag en geld voor my te sit, gaan aanbid geld bo my. Julle wat so lief is, en ons almal ken nou al die woord woke teen hierdie stadium, wat so lief is vir al hierdie, gee julle self oor aan homoseksualiteit en weet nie wat se geslag julle is nie, gaan aan. Julle gaan julle self in julle eie persoonlike hel sit, maar God straf nie daardie mense nie, want daar's 'n oordeel wat kom. Sodom en Gomorra is vernietig in die Ou Testament, dit het gebeur. Tog was daar 'n smeekery, Here, as jy net een persoon kry, 2 persone, 3 persone kry, wat geregtig is, sal jy die stad spaar, en God het bly sê, ja, maar toe is daar nou niemand gekry nie, en die stad is vernietig. Maar hier is die ding, ons as Nuwe Testamentiese Christene, kyk nie meer na dinge deur die lense van die Ou Testament nie. Daar het 'n moment gekom in ons geskiedenis, Jesus wat gehang het aan die kruis en gesê het, dit is volbring. Ek vat nou die sondes van die wêreld op my. Ek vat die ongeregtigheid
van die wêreld op my en laat toe dat ek die regter is. So ek maak die stelling en ek maak die pleit by julle. As ons na hierdie vers luister en doen wat hierdie vers sê in Matteus 5, hy laat die son opkom, hy laat dit reën. Pleit ek by julle, kom ons hou op om namens God te praat en namens hom uitsprake te maak. Dis wat vir sy Bybel is. Matteus 5 sê, God het nie California noodwendig gestraf as gevolg van die goddeloosheid nie. Want dan het ons 'n probleem as ons daai uitspraak wil maak. Want dan moet 95% van Graaf-Reinet ook afgebraak word. Right, dan moet 98% van Suid-Afrika verwoes word. Dan moet 100% van hierdie kerk nou deur 'n weerlig raak geslaan. Want raai wat, ons almal het dinge in ons lewens wat werk nodig het. Ons almal doen goeders waar ons bietjie die merk mis, waar ons God se doel en sy plan vir ons lewens mis. Ons moet versigtig wees wat se goed ons aanstuur en wat se uitsprake ons maak. Want weet jy wat Jesus sê, as jy nie vir my is nie, is jy teen my. As jy uitsprake maak wat teen God se wil is en teen sy manier van dinge is, dan mis jy dit en dan werk jy teen hom. En ek sal eerder vir hom werk as ek dit teen hom werk. En dan onthou julle hierdie ou stelling, onthou net altyd, op dieselfde maat wat jy oordeel, gaan jy geoordeel word. So ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig daarvoor wees. En weet julle wat? Ek staan hier voor, ek is een. En julle almal kan nou vir my terugwys. Op dieselfde maat wat ek oordeel. So kom net op 'n plek en ons begin en ons sê, Jesus, dankie dat U vir my gesê het, ek moet vir almal lief wees. Nie net die mense wat die naaste aan my is nie. Kom ons kom op 'n plek en begin te bid vir almal. Want die wêreld het 'n redder nodig. En ons gaan nie die redder aan die wêreld kan bekendstel as ons maak net soos wat die wêreld maak nie. Kom ons gaan aan. Die ernstige gedeelte is nou hoor. In vers 46 en 47 maak Jesus dit duidelik dat skynheiligheid jou nie veel beter maak as ongelowiges nie. Hy sê, as jy net vir jou vriende lief is, as jy net vir die naaste aan jou lief is, maak dit jou veel anderste as die sondaar. Maak dit jou veel anderste as die tollenaar. Hulle doen dit. Ek het julle geroep vir veel meer. Ek het julle geroep om my ambassadeurs te wees, om te doen wat ek doen. En skynheiligheid maak jou nie beter as enige ongelowiges nie. Ek staan so tydjie terug en luister vir 'n ou. Ek kon dit nie glo nie. Dis 'n kind van die Here, hulle lewe vir Christus, en ek staan en luister na hierdie ou, en dis hier in Graaf-Reinet, en dit gaan oor watse winkels ondersteun ons in hierdie dorp. Right, so Spar, Pick n Pay, Spar, Shoprite, maar ons praat nou oor Spar en Pick n Pay, en die ou maak die stelling en hy sê, ek sal nie my voete in Pick n Pay sit nie. Ek sê, hoekom nie? Wat is wat met Pick n Pay? Die vleis, so reek partykeer, maar andersins is dit Pick n Pay, goeie winkel, goeie pryse. Wat is die fout? Nee, ek het 'n besigheid en Pick n Pay wil my nie ondersteun, so ek sal nie my voete in hulle winkel sit nie, omdat hulle my nie ondersteun nie. Wat maak dit jou nou beter as 'n ongelowige om so stelling te maak? Dis skynheilig. Net omdat Pick n Pay kies om by iemand anders te koop, beteken dit nie jy hoef hulle nie te ondersteun nie. Sy. Jy is 'n ambassadeur vir die koninkryk van die Here. Shame on you, wat sê Jesus vir hom gesê? En dan sluit hy af in vers 48, en hiermee sluit ek ook hierdie hoofstuk af. En hy sê, wees dan perfek soos wat julle hemelse Vader perfek is. So dis 'n baie sterk stelling wat Jesus hier maak, want God is dan maar daar, en ons is dan maar hier, op daar. En Jesus kom en hy sê, wees soos God.
Julle kan wees soos God omdat hy is. En wat bedoel Jesus met hierdie stelling? Gaan ek ooit perfek wees? Philip, jonker, wat die voor jou staan? Nee. Ja, ek glo nie ek gaan ooit perfek wees nie, ek streef daarna. Want daar is maar altyd so nou en dan ietsie wat uitklim wat ek moet aanwerk. Maar Jesus sê net hiersom, wanneer ons dit wat in Matteus 5 staan, die hele hoofstuk, ons so stuk vir stuk deurwerk en ons begin te doen wat hy vir ons leer in Matteus 5, sekerlik die beste preek, ek het dit al gesê, wat nog ooit gepreek is. As ons begin doen wat hy sê ons moet doen, geseënd is die, geseënd is daai, julle het gehoor, maar ek sê, as jy al daardie goed vat, en jy begin dit te leef in jou daaglikse lewe, dan gaan jy die karakter van Christus begin leef, jy gaan die karakter van Christus begin skyn, en dit is die hart van God, dat ons meer soos sy seun Jesus moet wees, dat ons meer soos hy 'n voorbeeld moet stel, 'n lig moet laat skyn. En wanneer ons dit doen, dan kyk God na ons en hy sê, well done, my good and faithful servant. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag klaarmaak met hierdie wonderlike hoofstuk, wat U vir ons so baie waarhede leer. Here, my gebed is, dat ons almal sal teruggaan en weer Matteus 5 sal begin lees vanaf vers 1 regdeur tot vers 48. En Heilige Gees, ek vra dat U in ons harte sal begin werk en ons sal begin leer hoe om dit wat U vir ons geleer het in hierdie stuk woord vir woord te leef, dat ons dit sal woord vir woord leef. Here, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, naaste liefde. Here, ek vra dat hierdie laaste 2 weke se boodskappe spesifiek sal in ons harte gaan lê en mag dit saad skiet en mag dit goeie vrug dra. Mag ons meer soos U wees en minder soos ons. Dis my gebed en in die naam bid ons dit. Amen.